Vriende, dit wat ek met jou nou oor gaan praat, is een van die mooiste, vir my, een van die mooiste, goddelikste onderwerpe in die hele Bybel. As jy vir my sê top 10, dan sal ek sê vir my, hierdie is top 5. Hy is onder die top 5 van alle onderwerpe in die Bybel. En dis die woordjie verlossing. Ek moet met jou daaroor praat. So in hierdie lesing 9, wat ek met jou oor verlossing praat ons oor die feit dat verlossing is die daad van God, waardeur hy deur die dood van sy seun, Jesus Christus aan die kruis, die prys betaal het, wat God se heiligheid vereis het, sodat ek en jy kan vrykom as sondaars. Dis waaroor verlossing gaan. Ek moet met jou daaroor praat. Hierdie is seker, dis onder die top 5 onderwerpe, eintlik vir my, dis onder die top 3, in die ganse Bybel hierdie onderwerp. En ek gaan net 'n paar minute gebruik om dit met jou te deel, want wanneer 'n mens oor verlossing praat, want onthou, verlossing sluit in alle aspekte van my saligheid. God is 'n verlossingsgod. Ek bedoel, net die feit dat God sê sy naam is Yahweh, dit is nou, die Vader het ook 'n naam, Yahweh. Jesus het ook 'n naam, Jesus. Maar God se naam, God is nie 'n naam nie, God is 'n titel. Elohim is 'n titel. God het 'n naam. Jy het 'n naam. God het ook 'n naam. God se naam is Yahweh. Sy seun het 'n naam, sy naam is Jesus. Okay? So, wat betref ons verlossingsgod, Yahweh, want onthou, die eerste keer in jou hele Bybel, wat jy ooit die naam van die Here God van die hemel gehoor het, is in Exodus 3. En dit was toe hy vir Moses gesê het, ek gaan jou stuur om die volk uit Egipte te verlos. Uit te bring. Te verlos uit hulle slawerny. En hy vra, maar wie is hy? Wat is die naam? Yahweh. Bedoelende, ek is die verlossingsgod. Dis my naam. So God is 'n verlossingsgod. Dis sy naam vir sy skepsele. Ek bedoel, hy is vir ons is hy Here, vir die aarde, vir die skepping is hy God. Hy is die hoogste opperwese. Hy's God, Elohim. Maar vir my, hy is nie net God nie, hy's Here. Ek is jou verlosser. Verstaan jy wat ek sê? Dat God is nie net ons God nie, hy is ons verlosser. So as jy oor verlossing praat ons wat die verlossingsgod gedoen het, sodat ek en jy verlos kan wees. So die Bybel teken 'n prentjie. Dis 'n baie mooi prentjie. Hy lyk eers 'n bietjie sleg. Hy word later baie mooi. En dit is dat, wanneer ek oor verlossing praat, het ek altyd 3 woorde wat by my opkom, my hele lewe deur. En die eerste woordjie wat by my opkom is die woordjie agorazo. Agorazo. Hy het eintlik 'n ander naam ook van agorazo, en dit is agora. Agorazo is 'n aksie. Agora, as ek vir jou sê in Grieks, as julle kon almal Grieks praat, koi die Grieks, doodgewone Grieks, en ek sê vir jou, kom ons gaan na agora toe. Wat sou dit vir jou beteken? As ek vir jou sê, hey, wie van julle ken Stellenbosch? Okay. Was julle almal in Stellenbosch? Okay. Wat is in die middel van Stellenbosch se dorp? Die ou slawe mark. Daai plein met die klok wat nog gehang. 2 van hulle met die groot bels. Dis die plek waar van Riebeek se mense in die ou dae, as daai klokke lui, dan moet al die slawe kom na die markplein toe. Dis agora. Ek sê, kom ons gaan na die agora toe. Bedoel ek, kom ons gaan na die mark toe. Okay. En as jy by die mark kom, dan doen ons daar wat ons maar doen. Ons koop en verkoop slawe, dan doen ons alles. So in Bybelse term, agora is 'n markplek. Jy koop en verkoop allerlei dinge en kos en slawe en alles wat daar gebeur. So die Bybel gebruik die woord, want elke keer in jou Bybel wanneer jy lees verlos of verlossing, wanneer jy daai woord lees, 31 keer in jou Nuwe Testament.
dan as jy die woord agorazo lees, dan beteken dit om in die mark te koop. Byvoorbeeld, ek sal vir jou nou net een voorbeeld wys. Daar's baie. 31 van dit. As ek nou sê 1 Petrus, né? Hoor nou mooi, 1 Petrus vers 18. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is deur silwer of goud, maar deur die kosbare bloed van Christus. Beteken, weet julle nie dat Christus uit die hemel, God se seun, gekom het na die agora toe, waar julle almal slawe was van Satan op die slawemark, want hy is die slawe drywer en alle mense sondaars, so Satan se markplek. Christus het uit die hemel gekom na die markplek toe kom koop hy jou, nie deur te betaal geld, silwer en goud nie, hy het nie vir Satan betaal nie, maar vir die Vader deur sy bloed te stort, om julle los te koop uit die slawemark uit. So agorazo praat van om in die mark te koop. So by implikasie, ons is almal slawe, sonde slawe, in 'n sondige wêreld. Die markplek is die aarde, die wêreld. Ons is almal in die markplek. Alle mense is slawe van sonde onder die juk van die duiwel. Dis wat dit is, want hy is die God van hierdie wêreld. Hy heers die slawemark as gevolg van Adam en Eva se sonde, die hele mensdom in sonde gedompel. So wanneer ons sê agorazo, dan sê ons Christus kom na die agora toe. Hy het nie op Saturnus, in Jupiter en Mars en ander planete en plekke gaan sterf. Hy het na die aarde toe gekom by die slawemark waar daar mense is. Want die Bybel sê in Romeine 7 vers 14, ons is almal verkoop onder die sonde. Ons is almal sonde slawe. Ons is verkoop onder die sonde. Staan so in jou Bybel. En as 'n slaaf van sonde, het ek geen ander uitweg as om sonde te dien nie. Ons dien almal sonde. Voordat ons by Christus gekom het, het ons almal in sonde gelewe. En dan wil ek by sê, jy sal vir sê, maar jy moet ophou my so sleg te sê. Ek dink ek het so baie sonde, ek wil net vir jy sê, what about the sins of omission? Die dinge wat jy moes gedoen het, wat jy nooit gedoen het. Ja, dis ook sonde. As baie dinge wat jy in jou lewe moes gedoen het, jy het nooit gedoen nie. Wat daarvan? Dat ons bietjie daarvan 'n lysie begin optrek. Ek praat nie eens van wat jy gedoen het, ek en jy aangevang het. Wat ons nie gedoen het, wat ons moes gedoen het. Hallo, die lys is eindeloos. So, wat die Bybel vir ons sê, die tragedie is, jy kan jou nie uit hierdie lewenstoestand uitwring nie. We are sold, totally sold. Ons is verkoop. Ons is slawe van sonde. Maar die Bybel sê, toe stuur God sy seun na hierdie wêreld. En in hierdie slawemark van sonde word hy gekruisig, die sondelose een. En hy sê, ek sal al die slawe se sondes op my vat. Gee dit vir my. Laai dit op my. Ek het nie sonde, ek sal almal se sonde sal ek op my neem. Is dit nie goddelik? Is nie kosbaar dat iemand die hemel verlaat het, die ewige seun van God, en gesê het, ek sal dit kom doen. Ek sal die straf kom dra. Ek sal dit op my neem. Ek wat van alle ewigheid af geen onheiligheid en sonde geken het nie. Ek sal almal se vuil sondes op my neem. Dis goddelik wat hy kom doen. In die slawemark van sonde. En die prys wat hy betaal het, is sy eie bloed, wat ons in Petrus gesien. Nie silwer of goud. God het nie vir tweede gegaan nie. Hoekom het God iets anders betaal nie? Hy het sy eie lewe gegee, met sy lewe betaal. So Christus, die vraag natuurlik is aan wie het dit betaal? Nie die duiwel nie. Hy het nie vir die duiwel 'n prys kom gee om ons te koop nie. Die duiwel het beheer geneem as die God van hierdie wêreld, maar hy het nie die aarde geskaap nie, hy het ook nie die mense gemaak. God het hulle gemaak, behoort aan hom. Die duiwel het wel seggenskap gekry, maar hulle behoort nie aan Satan in der waarheid. God het mense gemaak, nie die duiwel nie. Die duiwel kan nie mense maak nie. God het die skepping gemaak, nie die duiwel nie.
Dis God se skepping, is God se aarde. Hy sê dis my aarde, aarde is die voetbank van my voete. Jerusalem ook. En die Bybel sê dat Christus God se toorn tevrede gestel het, dat die gebroke wet is nou vervul en dat Jesus Christus, want dis wat daar staan in Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur self 'n vloek te word. Galasiërs 3:13. Daar het jy dit. Losgekoop in die agora het hy ons kom loskoop in die agora deur self die vloek van sondes op hom te neem. Wow. En daarom het ons 'n tweede woordjie, behalwe agoraso om in die mark te kom. Agora is die mark. Agoraso is om in die mark te kom koop. Dat ons ex-agoraso, jy kan dit sommer hoor. Dis al soos agter jou by die bord as jy wil hardloop, daar staan exit. Ex-agoraso, uit die mark uit. Jy kan dit sommer hoor. Ex-agoraso, uit die mark. So, wat het Christus gedoen? Die Bybel sê dat hy het ons letterlik uit die mark van sonde kom loskoop. En wat baie aangrypend is van die woord ex-agoraso, is die permanentheid van die vrylating om jou nooit weer aan die duiwel te verkoop. Dis permanent. Ex-agoraso, dit is sluit met, dis 'n permanensie. Ander woorde, want die Bybel sê, as die Seun julle vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou, weet jy wat die woord vrymaking beteken? Vrygekoop uit die sonde uit die slawemark uit. Is dit nie goddelik nie? Oef. Voel of mense op die blok wil hardloop. En dan het ons die woord kilotroop, en dit beteken om letterlik vry te laat deur 'n prys te betaal. Dit is soos die vrylating wat beklemtoon word beteken, dit kom hierop neer. Hier is die interessantheid. Dis wat Jesus so anders maak as alle ander. Dit beteken, die Seun van God kom uit die hemel, hy kom na die agora toe, die slawemark, hy kom koop ons in die mark, hy kom tot binne in die mark, hy betaal die prys, hy haal ons uit die mark uit, hy laat ons permanent vry, en hy laat ons vry weggaan. Die een wat vrygelaat is, draai om en gaan terug na Jesus toe. Die Bybel sê die liefde van Christus, die dring ons. En my liefde vir wat hy vir my gedoen het, trek my terug na hom toe en sê, Here, ek wil u doelos wees. Ek wil u dien. Ek wil nou u slaaf wees. Ek wil nie hardloop aan die wêreld en my eie ding gaan doen nadat u my vrygelaat het. Ek wil terugkom na u toe. En ek sal u dien en lief hê tot in alle ewigheid, dat u my uit Satan se mag kom loskoop het. Dit maak ons liefdesslawe. Uit vrye wil. Ongeforseerd. Dis soos die 10 melaatses. Waar's die ander 9? Kon net een kom dankie sê? Ek kom elke dag om te kom sê, dankie Jesus, wat u vir my gedoen het. Natuurlik, die wonder van die saak natuurlik is dat Christus is nie 'n slawehouer nie. Hy laat jou vry. Maar jy's die een. Paulus sê, ek is die doelos van Christus. Ek kom terug, want ek wil hom dien. Om my dankbaarheid te betoon. So mense wat vrygekoop is, hierdie sogenaamde Christene, en hy vaar die hele wêreld in. Hy het nie tyd vir Jesus op 'n Sondag nie. Hy jolly en hy jol daar, en hy's met sy 4-trek hier, en met sy 4-trek daar. Dus iemand eendag sê, is dit verkeerd om 'n 4-trek voertuig te hê? Toe sê die predikant, glad nie. Hang net af waar hy hom elke Sondag parkeer. Parkeer hom by hierdie karavaanplek en daai een, waar's Christus in dit alles? Ek het 'n 4-trek gekry, Here, is so goed vir my. Ek het 'n vakansiehuis hier, ek het 'n vakansiehuis daar, ek het 'n somershuis en ek het 'n wintershuis. Kry vir jou genoeg. Jou ondankbare kind van God. Kan jy nie eens vir jou Here kom dankie sê
Dis nie eens vir my 'n opoffering om Sondag kerk toe te gaan nie. Wat 'n vreugde, omdat ek weet wat hy vir my gedoen het, kom ek uit dankbaarheid om hom lief te hê en hom te dien. Ek bedoel, die feit dat almal van julle hier sit op 'n Vrydag, jy kon op 'n ander plek gesit het. Die Here sien jou hart, en dit is baie spesiaal. Ek vir elkeen van julle sê, jy besef nie maar wat jy gedoen het, is very special. Ander mense hou met baie ander goed besig. Hulle weet ek is hier. Hulle kon vandag hier gewees. Hulle het nou alles gemis, hulle weet nie eens wat jy nou weet. They don't even understand. Hulle leef, hulle is vry. Gaan maar aan. Die skaamte kom wanneer hulle voor hulle Here moet gaan staan. Hulle moet weer kyk wat hy gedoen het en hulle dink, wat het ek met my lewe aangevang? Mag God my help. So, natuurlik spreek verlossing van 'n verlosser. Ek dink die mooiste deel, en dit sonder om in diepte in te gaan, wil ek maar net sê, jy kan dit in jou lesing sien. Vir my, onthou net, en ek moet dit net vir jou sê, jy moet dit verstaan wettiglik. Vir God om dit te kon doen, is daar 3 dinge wat crucial was. Dis absoluut noodsaaklik. Want vir Christus om 'n verlosser te wees, nommer 1, volgens die Ou Testamentiese wet, moet hy 'n bloedverwant wees, as jy wil 'n losser wees. Onthou julle die boek Rut? Boas moes familie wees van Naomi, anders kan hy nie losser wees nie. Okay? So Christus moes mens word om ons te kom koop. Anders kon Christus maar net uit die hemel uit geval het, tot hom gekruisig. Kan nie gebeur nie. So vir Christus om jou verlosser te word, moes hy 'n mens geword het, net soos ek en jy. 100% 'n mens. Anders kan hy nie 'n verlosser wees nie. Dan moes hy in die vermoë wees. Jy moet kan betaal. Show me the money. Moolah. Christus het betaal, nie met silwer of goud nie, met sy lewe, met sy eie bloed. Die hoogste prys betaal. En laastens, hy moes bereidwillig wees om dit te doen, want Boas kon gekies het. Toe Naomi, toe Rut vir hom sê, brei u vleuels oor die dienares, hy kon van gesê het, ek stel nie belang nie. So om 'n verlosser te wees, as jy familie is, en jy is in staat om dit te kan doen, is die vraag, is jy bereid om dit te doen? Jesus sê, niemand neem my lewe van my af nie. Ek lê my myself uit neer. Ek is bereidwillig om dit te doen. Die feit dat hy gekom het, dat hy die verlosser van die mens is, hy het die reg, want hy's 'n mens. God het mens geword. Hy kan dit doen. Hy's maagdelik gebore, sonder sonde. Hy kan die prys betaal. Hy sê so, Jesus is nie 'n sondaar. Hy het nie as 'n sondaar aan die kruis gesterf nie. Hy het met ons sondes op hom gesterf, maar geen sonde van sy eie. He never became a sinner, maar hy het ons sondes vrywilliglik op hom geneem. So hy het ons straf op hom geneem. Soveel so dat hy uitgeroep het, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het hy my verlaat in sy hoogste nood? Toe hy sonder God is, sy siel kon dit nie staan nie. So, weet jy, dat Lukas 19 vers 10 sê, Jesus sê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Wow, Lukas 19 vers 10. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red. Hy het gekom soek in hierdie slawemark. Het die Here jou al gekry? Het hy jou gevind? En jy dink jy het hom gevind? Hy het jou gevind. Om jou los te koop. Kan jy glo? Jy's losgekoop met jou. Dis hoekom die Bybel sê in Filippense 3 vers 20. Ons burgerskap is in die die aarde is nie meer my plek nie. Die slawemark is nie meer my plek nie. Ons is losgekoop. Ons is net tydelik. Dis hoekom die Bybel sê, ons is vreemdelinge. Ons is bywoners op die aarde. Ons is vrygekoop. Ons hemelland, die Bybel sê, ons vaderland is die hemel. Woe! Ek kan nie bly nie.
Dis nie meer my plek nie. Geen wonder die Here gaan hierdie duiwel se plek kom verbrand met vuur en 'n nuwe aarde eendag daar stel. Vriende, ek raak nou so opgewonde. Ek dink ons moet 'n offerande opneem. Ek kom ons sluit af.